Vandag delf ons in 'n mediese raaisel wat letterlik oornag kan toeslaan sonder enige waarskuwing. Dit staan bekend as skielike sensoriese neurale gehoorverlies. Vir diegene wat dit tref, is dit 'n skielike, verwarrende en ja, 'n redelik angskskunde stilte. Dink net vir 'n oomblik daaroor. Jy word een oggend wakker en die klanke wat jou lewe vul, jy weet, die voëls buite, die geborrel van die koffiemasjien, jou geliefde se stem, is skielik gedemp of heeltemal weg in een oor. Wel, vir duisende mense elke jaar is dit nie 'n hipotetiese vraag nie. Dis hulle nuwe skielike werklikheid. So, hier is die amptelike definisie. Dis 'n vinnige, oënskynlik onverklaarbare verlies van gehoor. Vir die meeste mense is daar geen duidelike rede nie. Jy was nie by 'n oorverdowende konsert nie, jy het nie jou kop gestamp nie, dit gebeur net. En dis juist dit wat dit so 'n mediese kopkrapper maak. So waar begin 'n mens dan soek na antwoorde? Om enige probleem op te los, moet jy eers die oorsaak verstaan. En dis waar hierdie spesifieke raaisel regtig diep en ingewikkeld raak. En hier is die syfer wat jou regtig laat regop sit. Kyk hierna. In 'n oorweldigende 88% van gevalle kan dokters geen spesifieke oorsaak kry nie. Hulle noem dit idiopaties, wat eintlik maar net 'n deftige mediese term is vir ons weet regtig nie. Probeer nou 'n vyand beveg wat jy nie eers kan identifiseer nie. Dis 'n enorme uitdaging. So, wat is die hoofverdagtes in die oorblywende paar gevalle? Wel, navorsers kyk na 'n hele rits moontlikhede. Is dit dalk 'n virus wat die fyn mekanismes van die binneoor aanval, of dalk 'n piepklein verstopping in 'n bloedvat wat die gehoorsenuwe van suurstof ontneem? Dis amper soos om 'n onsigbare aanvaller in die donker te probeer vind. En hier is die kinkel in die kabel. Sommige mense se gehoor herstel heeltemal van self, maar die kans is basies 'n muntgooi. Enige iets tussen 30 en 60%. Met sulke onsekere kans kan jy regtig nie net terugsit en hoop vir die beste nie. En dit maak die soektog na 'n betroubare, effektiewe behandeling absoluut kritiek. Soos jy jou kan voorstel, het hierdie dringende soeke na oplossing gelei tot dekades se navorsing en eksperimentering. Dokters en wetenskappers het oor die jare amper alles onder die son probeer om hierdie skielike stilte om te keer. Meer as 60, ja, meer as 60 verskillende behandelings en protokolle is al probeer. Daardie syfer alleen vertel jou hoe ongelooflik moeilik hierdie toestand is om te kraak. Daar is duidelik geen enkele eenvoudige towerstafie nie. En hierdie lys gee jou so 'n goeie idee van hoe wyd die soektog was. Dit wissel van medikasie wat bloed verdun, tot antivirale middels en selfs 'n hele rits vitamiene. Hierdie enorme verskeidenheid wys maar net hoe wyd dokters die net moes gooi in die hoop om enigiets te vind wat sou werk. Maar uit daardie gaas van 60+ pogings, het 2 behandelings bo die res begin uitstyg. Hulle word ondersteun deur 'n groeiende hoop mediese bewyse. So, kom ons kyk 'n bietjie van naderby na hierdie 2 voorlopers in die wedloop. Goed, kom ons sit ons speerderhoede op. Waarheen lei die leidrade ons? Kom ons ondersoek die bewyse agter hierdie 2 primêre behandelings om te sien hoekom hulle die standaard geword het. Die teorie agter die eerste aanspraakmaker, steroïde, is eintlik redelik eenvoudig. As een of ander vorm van inflammasie die delikate strukture van die binneoor aanval en beskadig, dan kan 'n kragtige anti-inflammatoriese middel daardie aanval stop. Dit gee die liggaam 'n kans om te genees. Maak sin, hè? Maar hoe kry jy die medikasie presies waar dit nodig is? Wel, daar's basies 2 hoofroetes. Jy kan 'n pil sluk, dis maklik, maar dan gaan die medisyne deur jou hele stelsel. Of jy kan 'n inspuiting direk in die oor kry, waar die behandeling fokus, maar dit is natuurlik 'n meer indringende prosedure. Soos met soveel dinge in medisyne, is daar altyd 'n afweging. En dan is daar die tweede groot speler, hiperbarasie suurstof. Dink hieraan soos om jou bloed te supercharge. Jy haal suiwer suurstof onder druk asem en dit oorversadig jou bloed met suurstof. Hierdie suurstofryke bloed vloei dan na die beseerde binneoor en voed daardie weefsels met presies wat hulle nodig het om te herstel. En die studies wys dat dit 'n meetbare verskil maak. Hierdie grafiek kom uit 'n belangrike, ewekansige, beheerde proef. Pasiënte wat hiperbariese suurstof gekry het 'n gemiddelde gehoorverbetering van 15.6 desibel gehad. Dit is amper 5 desibel meer as die groep wat net standaard mediese terapie gekry het. En in die wêreld van audiologie is dit 'n statisties beduidende verbetering. En hier is die deurslaggewende punt. Die groot insig uit al die navorsing. Dit is nie noodwendig 'n of-of situasie nie. Dit blyk dat die heel beste resultate kom wanneer hierdie 2 behandelings gekombineer word.
Deur die inflammasie met steroïde te beveg en die genesingsproses met suurstof-antivuur, gee dokters pasiënte die beste moontlike kans op herstel, veral in die ernstige gevalle. Maar ons moet wetenskaplik eerlik wees. Dis baie moeilik om 'n placebo vir 'n drukkamer te skep, so baie studies het nie 'n ware kontrolegroep nie. Dit herinner ons net weer aan daardie raaisel-aspek en dat die ondersoek nog lank nie verby is nie. Goed, met al hierdie bewyse en ook die onsekerhede op die tafel, wat is die plan van aksie deesdae? Wat doen dokters vandag wanneer 'n pasiënt met skielike gehoorverlies by hulle instap? Kom ons kyk na die huidige kennerskonsensus. Wel, die Amerikaanse Akademie van Otolaryngologie het 'n duidelike stel riglyne. Dit begin met 'n deeglike assessering, gevolg deur 'n formele gehoortoets. Dan, baie belangrik, gebruik hulle beelding soos 'n MR om ander moontlike probleme soos 'n gewas uit te skakel. Die standaard eerste stap in behandeling bied steroïde aan en dan word die pasiënt se vordering natuurlik fyn dopgehou. So, die boodskap is duidelik. Steroïde is waar alles begin. Ten spyte van die vraag oor die presiese oorsaak, word die stryd teen moontlike inflammasie as die belangrikste en mees logiese eerste stap gesien. En hiperbariese suurstofterapie. Dis nie meer een of ander eksperimentele of vreemde ding nie. Nee, dit word nou amptelik deur groot mediese liggame aanbeveel as 'n voordelige bykomende behandeling, wat ideaal gesproke saam met steroïde gebruik word om daai kans op 'n goeie uitkoms te maksimiseer. En net so belangrik soos wat om te doen, is wat om nie te doen nie. Onthou jy daardie lys van meer as 60 behandelings? Wel, vir baie van hulle, soos antivirale middels en vitamiene, is daar eenvoudig nie genoeg sterk, konsistente bewyse om te sê almal moet dit kry nie. En kom ons sluit af deur te kyk na die werklike impak hiervan, want hierdie is nie net abstrakte syfers nie. Vir iemand met ernstige gehoorverlies kan 'n verbetering van amper 38 desibel die verskil beteken tussen totale isolasie en die vermoë om weer voluit aan 'n gesprek deel te neem. Dis nie net gehoor wat herstel word nie. Dis 'n persoon se verbintenis met die wêreld. Dis lewensveranderend. Dit laat ons met 'n laaste deurdagte vraag. Al het ons nou 'n duideliker en meer effektiewe behandelingsplan, bly die kernraaisel wat dit in die eerste plek veroorsaak grotendeels onopgelos. Die soektog na daardie antwoord gaan voort en elke nuwe studie bring ons hopelik een tree nader aan die oplossing van die misterie van skielike stilte.